FM 90.5. Ons bou al die laaste week, bou ons op na hierdie dag toe en hierdie week toe. En ons het nou inleidend vinnig gesels oor wat ons hierdie week by Groot FM 90.5 gaan doen. Ons verander ons hele program skedule. Ja. Okay? So ons gaan hierdie week net fokus op die volgende instansie. Nou ek het nou weer gesê, ek het so rukkie terug het ek met Kairos kennis gemaak en ek sê dit en ek seker daarvan die hele paar mense gaan vandag dieselfde sê. Jy weet van Kairos, jy het hier en daar gehoor van Kairos. Jy het gesê, okay, ja, Kairos doen great werk. Maar weet jy regtig, weet jy genuine wat Kairos elke liewe dag doen? Dis die vraag wat jy vir jouself moet antwoord. En ek gaan eerlikwaar weer met jou sê, ek gaan tot en met ons gegaan en met die uitreik, het ek nie geweet nie. Ek sê eerlik, ek het nie geweet. Ek het geweet, maar ek het nie geweet nie. Ek het limited ervaring gehad, ongelooflike persoonlike ervaring met Kairos wat vir my baie beteken het en ek het 'n druppel in die emmer gesien, maar ek dink weer eens nie een van ons het regtig die omvang verstaan totdat ons daai dag saam met die ongelooflike twee engele op aarde, weet ek nie waar hulle vlerke wegsteek wat saam met ons kuier vanoggend en Geewek saam met ons afskop nie en jy gaan hou vas aan jou stoel. Ja. Want jy gaan skrik op die mooiste manier as jy hoor wat hierdie mense doen. Julie en Marius is hier by ons. Julie, môre. Môre, hoe gaan dit met jou? Jy sien, ek het geweet. Ons Ja, gaan vandag ons. met hierdie Julie kan lekker gesels. Marius, altyd lekker om julle by ons te hê. Dis 'n groot plesier. Die afgelope ruk wat niemand wat nou luister al weet nie, is ons geweldig besig om regtig agter die hart van julle te kom, om te besef wie en wat julle is, wat julle werklik doen. Ek het nou gesê, so baie van die omroepers het daai dag uitgegaan saam met julle na al die plekke toe waar julle aktief betrokke is. En daar was 'n hele paar trane weggevee daai dag. Maar ook, daar was groot oomblik van vreugde om te sien wat gebeur, die suksesstories, maar is ook die realiteit. En julle is aan stuur van sake daar. So, kan ons dit eers wegtrek? Kom ons begin by die begin. En ek weet julle gaan so saam praat. Wie is Kairos? Kom ons begin by dit. Laat ek begin. Ja. Ek dink Kairos is gebore. Ek en Marius is albei onderwysers en ons vorige hoof by die skool het dit op sy hart gevoel, daar moet iets wees groter as die skool. Letterlik groter as die skool. Ons kan nie net 'n skool dien nie, ons moet 'n gemeenskap dien en ons moet hoop saai. En ek dink dit was die groot ding waar Kairos ontstaan het en daar het 'n dokter tot voorgekom en gesê hy wil een van ons dogtertjies by die skool opereer en hy het eintlik vir ons die naam gegee om te sê Kairos is 'n goddelike oomblik. Kairos is 'n goddelike oomblik, 'n oomblik waar jy in jou lewe kry om 'n verskil te maak. En ek dink dit het ons so vasgegryp en ons harte gegryp en gesê, dit is wat ons wil doen. Ons wil 'n goddelike verskil maak. Elke liewe dag, as ons opstaan, moet ons opstaan met sin en met passie en met hoop en ek dink dit is wat ons wil saai vir ons gemeenskap. So dis nie net oor ons en dis nie net oor die kindertjies in ons skool nie, maar dis oor 'n gemeenskap. Ons wil 'n gemeenskap verander en ons kan dit saam doen as almal hande vat en dis waar Kairos vandaan kom. Dit was baie moeilik om uit 'n skool se oogpunt uit probeer om die groter gemeenskap te dien en ek dink dit was altyd op ons hart om 'n ander organisasie te stig sodat ons die wyeer Pretoria Wes kan dien. En Stefan Joubert het altyd gesê steek die pad oor en ons het die pad oorgesteek, ons het Kairos gestig en hier sit ons. So hier's my vraag, ek wil sommer met hier in die huis val. Hoekom doen julle wat julle doen? Want dit kan nie maklik wees nie. Is dit 'n maklike taak? En hoekom doen julle wat julle doen? Nee, dis glad nie maklik nie. Ek dink ons doen dit want ek dink ons wil die Here se hande en voete wees. Ek dink nie ons wil dit wees. Nee, ons wil elke dag die Here se hande en voete wees. En vir my gaan dit oor ons moet mense se voete was. Ons moet mense se voete was en daardie mense in ons gemeenskap moet ons weer so uplift om te sê, weet jy wat, jy is iets werd. Jy is iets werd. Dit gaan nie oor wat jy het en wat jy ry en wat se klere jy dra nie. Dit gaan oor menswaardigheid. Kom ons gee vir elkeen daai stukkie menswaardigheid terug. Dan gaan ons 'n verskil maak. Everybody is a somebody en dit gaan absoluut daaroor. Hoe sê jy vir 'n kind as 'n kind skool toe kom en 'n kind is honger? Hoe gaan daar enige opvoeding plaasvind as 'n kind 'n hongermaagie het? So Of 'n boemelaar wat langs die pad loop, wat by die hek stop van Kairos en sê ek is honger. So ek gee hom 'n bietjie pap daai oggend. Nee, so dit's absoluut net ons is in die Here se hande. Ons dien die Here en ons gaan uit en ons gaan maak 'n verskil en ek dink dis ons passie. Alles wat die Here op ons pad sit, dit doen ons. So
Die ding is wat my geraak het was die oggend toe ons daar by die skool aangekom het daar by julle, toe ons daar voorgestaan het, die hele groep van ons. En Julie en Marius, dis eintlik dis ongelooflik om te aanskou, want dit borrel net uit julle uit, die stories. Daai oggend vertel julle ons van 'n hele paar stories van en dis my mooiste deel, julle begin by die suksesverhale van wat julle al gesien het, Kairos en die hande van Kairos, mense wat julle hande sterk gemaak het by Kairos en dit wat uitgevloei het vanuit dit uit. En ek wil graag hê ons moet een of twee van daai stories vertel. En ek wil eintlik begin want daai oggend ek moes wegstap. Daai oggend. Want daar was 'n doktertjie. Just a tough man. Daai oggend, come on Ruben. En daai oggend toe en sy staan daar en jy roep haar nader Jules en Marius en julle staan by, julle sê hierdie dogtertjie. En ek gaan dit sê soos wat dit is gelaat onder 'n brug vir die dood. Julle het gesê, ain't gonna happen. Ek moes wegstap baie dag, ek het gesukkel. En julle sê daai dogtertjie, sy gaan hier na toe kom. En julle vat haar aan en julle maak ons, sy was sommer koentjiekie gewees die oggend, maar sy so vervuld en sy het die lewe borrel uit haar uit. So 'n kontras vir waarvoor sy gelaat was. En dis die werk van Kairos. Vertel ons net so 'n bietjie van hierdie dogtertjies en hierdie kinders wat julle sien gebeur. Ruben, ek was op 'n kamp. Ons het 'n kamp gereël vir huisie by dan Eser by Swartkloof daar in Bella en ek onthou dit so goed. Dit was 'n hele week en die donderdag toe kry Soekie 'n oproep en sê daar's 'n baba agter die skool gelaat onder die brug. Die ma die baba daar vergeet. En hulle moes vroeg ry en hulle het Jessica gaan haal en ja, ek het Jessica actually gister weer gesien. Dis die slimste dogtertjie wat ek ken. En ja, mens kan nie glo. Ek was gister by huis by die Eser. Dit is vir haar soos haar familie. Dis haar ma. Sy leef 'n normale lewe nou en ja. Maar sy het 'n toekoms, né? Ek is opgewonde oor, ek dink dit gaan vir my oor, sy het 'n toekoms en ons breek armoede en ons skep hoop. Hierdie girl het 'n toekoms, sy's nou in ons skool graad 4 en ek gaan my knie uit, ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar sy gaan na haar hoërskool toe, sy gaan na haar koshuis toe en nog gaan vir haar toekoms wees. En so ons gaan vir haar beurs reël. Ek weet ek spreek dit uit. Ek weet die Here luister en ek weet die Here se hart is al reeds by haar. Maar hierdie girl gaan groot, sy gaan nog hoogtes bereik en sy's so slim, sy is so top 1, top 2 heeltyd hardloop sy in die graad. So nee, maak nie saak ten spyte van die uitdagings, weet ek daar's hoop en ek weet vir hierdie girl, nee, sy gaan nog ons trots maak. Sy gaan 'n hele generasie verander. Ek dink dis een van die goed wat vir my so opgeval het van alles wat julle met ons gedeel het daai dag en hoe meer ons leer ken van wat julle doen is, hierdie gaan julle nog baie sien hierdie hele week, maar ons niemand wat ordentlik gaan praat nie, is alles wat julle doen is in eerste plek tot eer en verheerliking van sy naam om sy koninkryk uit te brou, maar julle sê nie nee nie. Julle arms bly oop, of dit bejaardes of diere of kinders is en in elke aspek is hierdie julle uitkyk. Daar's 'n toekoms. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. En dis 'n uitdaging. Ek weet nie hoe julle dit doen nie, Julie. Ek dink ons is ingeplak by die Here, nê? En ek dink ons kry ons energie van Jesus af. Ek weet dit. Ek twyfel nie daaroor nie. Ons is ingeplak by Jesus en ek dink hy gee vir ons letterlik hierdie krag en hierdie energie en hierdie passie en ons die hele dag aangaan. Marius weet ek raak so opgewonde as ek weet ek kan vir een kind iets beteken. Dit gaan altyd vir my, ek wil glad nie die Here se parels laat verdof nie, mag ek dit altyd blink vryf. En ek dink dis hoekom ons doen wat ons doen. Ja, dit gaan glad nie oor ons nie. Dit gaan absoluut oor die Here se wil. Ek wil net hierna, ons gaan gou 'n breek vat. En nou wil ek net hierna presies inkleer by waar julle oral betrokke is. Weerens, ek het nie besef nie. Ek het gedink dis 'n julle is hier betrokke by 'n plekkietjie en daar's 'n paar mense wat opdaag. Tot ek die dag daar kom, ek soos, hoe doen julle hierdie? What? Is dit die omvang van Kairos se uitreike? Ek het dit nie besef nie, genuine. Ja. En ons gaan net hierna gaan ons jou wat nou luister ook 'n bietjie meer info gee. En hier is die groot ding vir my ook. En ek wil sommer nou sê,
jy sal nie glo, ek netwerk met baie besigheidsmense ook, maar in die video ook. Wat sê, hoorie maar, ja, ons wil eintlik betrokke raak, maar ons weet net nooit regtig waar en hoe nie, want dis so half ons is onseker hoorie of hierdie week wil ek vir jou sê, luister net baie mooi na die stories wat op pad is na jou kant toe. En as jy die stories hoor en wat Kairos doen, kan ek jou nou sê, kan jy nie twyfel om te sê ek raak betrokke nie. Net sodat jy solank weet, met meer as 800 skoolkinders wat daagliks uit die Affie Kombuis op Generaal Nicolas Smit se skoolterreine bordkos en 'n broodjie ontvang, saam met meer as 200 gesinne wat 'n kospakkie uit Kairos se hand en hart ontvang, is die daaglikse, weeklikse en maandelikse behoefte van hierdie organisasie buitensporig groot. Dit is waarom Groot FM 90.5 besluit het om ons groot G-week ten bate van Kairos te fasiliteer, om vir hulle fondse te genereer vir die lewensveranderende werk wat hulle doen. So ons gaan nog gesels oor al die verskillende maniere wat jy 'n bydrae kan lewer, want hier vandag begin ons met ons G-week saam met Julie en Marius, sodat jy 'n verskil kan maak en Kairos se hande kan sterk maak. Ja. Nou, ek het al klaar hier op my WhatsApp-lyn 'n hele paar boodskappe ontvang van mense wat eenvoudig het gesê, luister hier, daar is dit nou. Dis waar ons wil betrokke wees. Ons het klaar gehoor dat ons moes hoor. Ons het nog eers begin praat nie. Ons het nog eers vir jou gesê hoe nie, en jy weet al, dit is wat jy wil doen, en dit is waaroor hierdie week gaan. Ja. Julie en Marius van Kairos hier by ons vanmôre. Okay, so hier is dit nou. Ek het nou vroeër gesê, kan ons 'n deal maak? Elke keer as ek chunk hierdie week, charge my R100. Okay, is dit reg mee? Alright, want ek dink dit gaan verby. Ek weet nie hoe ek dit gaan hou nie. Ek probeer net 150. 150. Is aan. Luister, jy gaan vir my rekening moet Ek het oopmaak. ek het 200. Dis verby, ja. Ek gaan regtig, jy gaan Ja. vir my rekening moet oopmaak. Ek Ja. gaan op Dis Apro verby. chunk hierdie week. Hier's die ding. Ons stap die dag hier uit en ons klim in ons karre, hier gaan ons. Ons is op pad om vir Julie en Marius te ontmoet by die skool. Kom dit nou daaraan. Ek het weer eens, ek sê dit weer, vir die wat net ingeskakel het, ek het nie besef hoe groot die setup is as julle doen nie. Skets julle dit gou vir ons. Wat is die realiteit van wat julle op 'n daaglikse basis oral moet doen? Skets vir ons daai. Okay, van Kairos se oogpunt is dat ons wil dit wat op ons tafel beland, dit doen ons. So elke dag beland daar soveel aansoeke en requests en op ons tafel, maar ek dink ons begin in die oggende, begin ons by die skool. Ek dink Kairos begin in die skool in die oggende. Ons smeer 100 brode elke oggend, begin die tannies in die kombuis 5:00, begin hulle 100 brode te smeer en dan letterlik voor skool loop daar 'n tannie met haar bakbroodjies, sit ons dit op die speelgrond neer en dan kom haal elke maatjie wat honger is. En maandag moet ons dit verdubbel, want dan het hulle Vrydag laas geëet. Nee, as hulle nou nie deur is van die parkiebediening of geëet het oor die naweek nie. En dan gaan ons oor na die ou mense toe. Ons is betrokke by 7 ouetehuise. Ja, daar's 7 ouetehuise. Ons gee kospakkies daar. Ons gee by die skool 200 kospakkies aan gesinne, maar by Kairos self hardloop hier na 500 pakkie. En as jy na 'n pakkie kyk, is dit eintlik baie basies. Wat ook al geskenk word daai maand is wat in daai pakkie ingaan. Dis gewoonlik maar iets soos bone en sorghum en so voort. Ons is betrokke by studente. Ons het nou hande gevat met Ons Gee Om in Australië wat in Atterbury Trust waar ons studente werf en dan sal ook een of twee privaat donateurs wat na studente kyk. So ons kyk na matrikulante in ons omgewing wat potensiaal het om hulle te help om universiteit toe te gaan. En dan ook kyk ons na kinderhuise. Ek dink Ja. kinderhuise is ook ons hart, want meeste van die kinderhuise kindertjies is in ons skool. So ons kyk na hulle en ons maak seker dat hulle 'n toekoms het en ons gaan dit gaan weier as ons. Daar's babas, daar's koekprojekte want ek voel 'n kind het op sy of haar verjaarsdag moet hulle spesiaal voel en vir my gaan dit oor vir alle klein graad 6-jarige of 7-jarige om 'n koek te kry met 'n pakkie vir sy verjaarsdag. Want daai kinders kry niks. Hulle kry niks. So ons het die koekprojek, ons het uitreike met gestremde mense. Ons het 'n tandarts van die Universiteit van Pretoria op ons skoolterrein. So Ons al doen ons brille, kindertjies, brille en pille. Ja. So letterlik weer eens, dit wat op ons tafel beland, dit doen ons. Maar ek wil nou net gesê, Sharnike, sê net gou vir my, want die dag toe ons nou daar byvoorbeeld by die skoolgronde op daai hoek daar waar ons vir Jessica ontmoet het die oggend. Ons stap daar uit op daai veld, maar dit is die reuke wat daar uitkom was aanvaarbaar. Ek dink vir myself, hier word nie net kos voorberei nie, hier word
goed na hierdie mense omgesien. En ek praat nou van dit wat julle het, maak julle die beste van. Ek stap in daai container in. Hoor gou hierdie. Hulle het 'n container daar agter. Daai ding is so mooi uiteengesit dat hulle presies weet hoe om die kos te roteer en seker te maak alles kom op die regte plekke uit en so aan. Ek het dit besef, die mense, ek tog liewe ouers, stap daarin en ek besef, okay, dis hoe julle hierdie hele ding bestuur om seker te maak daai potte en panne, daai tannies, jy praat van 100 brode wat gesmeer is daai oggend. Dis 100, wag dit gou. Ek sê dit weer. 100 brode. Is dit elke dag? Elke dag. En teen 7:30 is dit klaar. Teen 7:30 is dit klaar en dan begin ons pouse. 10:10 is dit pouse en dan gee ons omtrent vir 500 kinders in ons skool gekookte bordkos, gebalanseerde ete waar dit 'n styf hulle groente, 'n proteïen insluit en dan gaan dit weier as dit. Dan gee ons nog vir 5 skole in die omgewing ook kos. Want onthou, 'n kind van 'n skool is 'n kind van ons. Wat ons agtergekom het, wanneer 'n kind in graad 7 uit ons skool uitgaan en na bierskool toe gaan, dan iewes skielik is die hulp nie meer daar nie. So ons het hoërskole ingekatrol en ons staan nou soos Julie sê op 7 skole. In die omgewing. So wat ons ook voorgee en dis vir ons 'n blessing. Ek dink ons wil 'n blessing wees vir ander. En hier wil ek vir Afrikaans Hoërseunskool baie dankie sê want dis waar die projek begin het by Dr. Pierre Edwards en daai geure en wat jy ruik in die oggend, hulle het ons mense opgelei en hulle maak ons hande sterk om ook hier te kan help. En ons kinders hardloop letterlik, kom by Ek toe. weet. Hulle hardloop. Ons het dit gesien nou oggend en dit is my so amazing dat geen kind as iemand sê hoorie ek het nou net regtig vandag wil ek seconds, nê. Dis soos come on man. Dis waarvoor ons hier is. Dit is ongelooflik daai oggend om dit te beleef en die vreugde van daai gesigte as daai kos op daai bord is. Dit is net iets anders om te beleef. Jy kan dit nie verduidelik nie, jy moet eintlik net sien vir jouself. En toe ons al staan en op daai oomblik klim Julie en Marius elkeen daar agter 'n pot in. Ja. Nê? En hierdie kinders kom en daar is weer eens nee bestaan nie in hierdie mense en in hierdie organisasie se woordeskat nie. En hierdie kinders kom en dit is net soos wil jy nog pampoen? Ja, en hier gaan die pampoen en is presies daai vreugde en ek dink wat ook so belangrik is hierdie is nie 'n once off nie. Dit gaan altyd vir julle oor verder en 'n volhoubare toekoms en ek dink vir ons vir G-week is mense dink aan liefdadigheid en vanoggend het ek net weer besef julle gaan dit nie oor liefdadigheid nie, dit gaan oor liefwaardigheid. Kan ek vra, hoe kies julle? Hoe kies julle om te sê ons gaan hier help, Julie en Marius? Hoe doen julle dit? Wat is die proses? Ek dink hulle kies ons. Hulle kies ons. Ek dink nie ons kies iemand nie. Die Here sit hulle op ons pad. Ja. Dit dis dieselfde met borge ook. Ons gaan en vra, maar dinge gebeur en dinge word op ons pad gesit en ons doen wat die Here vir ons sê om te doen en wat op ons tafel land. En vreemde requests, né? Ons het byvoorbeeld oorkant ons skool is daar plankies op waar julle nou ook was. En kom ons sê 3 uit die 5 keer wat ons by die skool is, bel iemand vir Marius en sê, is daar dalk nog 'n broodjie oor? Ek en 'n oom is honger hierso. En dan gee ons 'n broodjie. Want ons gaan nie toelaat dat iemand vra en ons gee nie. Dit is die broodjies en die visies van die Bybel. Dit gaan ons maak staat op die Here. Ons maak 100% staat op die Here en ek dink dit is want ons doen alles in geloof. Dit is ons sukses. En om weer terug te kom na die voedingsprojek by die skool, toe die projek begin is, het ons afwesigheidsyfer so gedaal. Die kinders kom siek skool toe om hulle bordkos te kry. Liewe ouers. En ja, dit breek mense hart as 'n kind na my kantoor toe kom en sê meneer, ons het nie geëet gisterand nie en dit die Kairos maak ons hande sterk want dan weet ons kan help. En ook kinders bring bakkies skool toe. En dan skep hulle die helfte van hulle kossies in, dan weet hulle kan dit vanmiddag huis toe vat vir 'n oupa of 'n ouma of 'n mamma of 'n pappa. En daai kinders help ons om te sê, weet jy wat, ons gaan vir jou, ek wil nou nie Engels woord gebruik, 'n takeaway gee. So ons skep takeaways in vir kinders en hulle kom haal dit 12 uur in die kantoor en dan weet ons vanaand eet daar. Ten minste is daar aandete vir die hele gesin. So dit is as gevolg van Kairos en van Affies wat ons hande sterk maak en dit is al wat ons kan doen. En ons kan net staande bly as gevolg van mense wat ons hande sterker maak. Ek sukkel vandag. Nee, Ek sukkel
Ek wens jy wat luister wil besef en ek weet jy gaan vir die res van die week en dit is vir ons so moeilik want ons probeer alles nou hier indruk en ons weet Julie en Marius gaan elke dag by Groot FM kom kuier en die hele week gesels ons almal met nie net mense wat deur Kairos gehelp is nie, maar wat ook help om Kairos se hande sterk te maak want Julie het gepraat oor Plankiesdorp, maar daar's soveel ander. Ons was by Lucy Steen geweest wat later in die week by ons kom kuier. Ons was by Bethlehem. Daar's 'n baba projek, daar's bejaardes, ek kan nie vir jou sê wat hierdie mense doen nie en is die broodjies en die vissies. En vandag begin jou geleentheid om dit te kan doen. Ek is al 11 jaar by hierdie stasie. Ek het al ongelooflike goed gesien gebeur. Maar ek dink ons is nou in vir iets buitengewoon. Hier's wat ons nou gaan begin doen. Jy kan nou betrokke raak, okay? En sê wat ek sê weer, ek het al om hoeveel braaivleisvuur gestaan waar mense lekker saam kuier en so en dan sê die besigheidsmanne, ja, ek wens net ek kan weet waar om regtig betrokke te raak. Luister, as dit op die hart druk hier en nou, hier's jou geleentheid vanmôre om betrokke te raak. Okay. Hierdie hele week gaan ons gee. Ons het nodig om Julie en Marius se hande sterker te maak. Vat net my woord vandag en vat elke omroeper wat daar was se woord. Hierdie mense doen ongelooflike werk in die gemeenskap. Maar come on guys, hulle doen die harde werk, maar hulle het die backing nodig, okay? Hier sou jy betrokke raak hierdie week. Daar's 2 maniere. Die eerste een is, jy stuur 'n WhatsApp, jy ken hom al hierdie nommer. Dis ons WhatsApp bot. As jy hom gemis het, stuur hom met liefde vir ons WhatsApp op ons WhatsApp lyn. Weer eens dieselfde storie. Ek en Sharonike sal dit vir jou aanstuur. Jy WhatsApp nou, moet asseblief nie voice note nie. Tik hom. Die woord skenk. Okay, dis dit. Net die woord skenk 0606 433 Ek weet jy gaan my vra vir die nommer later. Ek het jou, moenie worry. Dis op ons sosiale media blaai nou. Dit is ook op ons WhatsApp. Ons sal dit vir jou stuur as jy dit gemis het. Die WhatsApp net skenk, nie voice note nie. Tik hom asseblief 0606 433 Daar's ook 'n ander manier. So wat jy ook kan doen is jy kan ook gaan kyk die bankbesonderhede is op ons sosiale media. Ek kan hom ook vir jou aanstuur as jy kies om dit dan eerder so te doen. Onthou daar is ook 18A sertifikate wat jy kan kry hiervoor. So wat jy dan doen is jy stuur jou e-pos en jou bewys van betaling na info@grootfm.co.za. So daar's soveel verskillende maniere. So daar's die direkte bankbesonderhede wat op ons sosiale media is. Dis op ons webwerf, is op ons app. Ek kan dit ook vir jou stuur. Jy kan daai WhatsApp stuur soos Ruben gesê het, skenk na 0606 433 of stuur net 'n e-pos na info@grootfm.co.za. Ons maak vir jou hierdie so maklik want in hierdie week ons praat soveel keer oor ons gaan ons stad verander en ons stad omdraai en hierdie mense doen dit en jy kan ook. Ek wil net gesê ook, ek meen ek vermoed daar kan ook 'n besigheid of 2 wees wat sê, "Jog, ons bestaan al so lank as 'n besigheid." Nê? En ons gaan net voort, ons maak wins, dit gaan great, ons pak dit. Ja. Maar ons wil al lankal voel ons as 'n besigheid dat ons iewerste net ons why ook in plek wil kry. Om te sê goed, maar ons wil ook 'n rede vir bestaan hê. Want wins is een ding. Maar om te sê goed, maar ons het ons wins, maar ons wil ook uitreik en 'n verskil maak en seker maak ons gee 'n standvastige fondasie vir Kairos of een van daai plekke. Ek wil 'n beroep op jou doen, meneer die besigheidsman nou, die CEO, die eienaar van daai besigheid. Okay? Klim in. Net voor ons julle laat gaan. Wat moet mense weet wat nou luister? Wat sê, okay, ek oorweeg dit om 'n verskil te maak. Skets dit vir ons. Wat gaan so 'n verskil maak vandag en vir die res van hierdie week? Dit het 'n ripple effek. Ek dink mense besef nie elke rand, elke R100 met 'n verskriklike groot ripple effek in Kairos en in die bestuur van Kairos. Ons wil soveel mense help. En ons kan soveel mense help as ons mekaar se hande vat. Maar die belangrike ding wat by Kairos vir ons uitstaan kop bo skouers is rekenskap. So as jy 'n donasie maak of as iemand iets gee, ons maak seker jy weet waartoe gaan elke rand en sent. Dit gaan na niemand anders toe as daardie gemeenskap, daardie kind, daardie ou mens, daardie mense wat nie vir hulle self kan praat nie. En ek dink dit is wat Kairos is. Ons is 'n spreekbeurt vir daardie mense wat nie kan praat nie en dit gaan oor rekenskap vir ons, dit gaan na die regte mense toe en ons wil net die Here wees. En Ruben, almal wat op die Kairos bestuur is, doen dit as hulle tiende. Niemand kry 'n salaris nie. Daar's nie mense hoef nie te bekommerd te wees dat
hulle gee en dit gaan na iemand se sak toe nie. Dit is glad nie die geval nie. Ons doen dit. Ons is eintlik albei onderwysers, so dit is ons daaglikse werk, maar hierdie is absoluut ons 10de wat ons vir die Here gee. Alright, ons gaan nou tussen 8 en 9 gaan ons vir jou baie mooi weer verduidelik hoe jy kan betrokke raak. Ek sien daar stroom WhatsApps hier in alreeds. As jy dit gemis het, ons gaan dit vir jou aanstuur. Vra gerus net vir ons op ons WhatsApp lyn. Jy ken al daai nommer baie goed. Wat jy moet doen en ons stuur dit nou vir jou aan. Baie dankie. Ons gaan nog lekker met julle gesels deur die loop van hierdie week, want daar kom nog baie stories van mense wat moet weet. Want dit is die belangrike deel hier, is om nie net vinnig te hoor inleidend, o ja, daar's Kairos, wow, totdat mense begin hoor presies wat gebeur. Dink ek daar gaan 'n wêreld oopgaan vir jou. Hierdie hele week gaan jy nog baie daarvan hoor. Julie, Marius, baie dankie vir vanmôre se gesprek. Baie dankie. Dankie. Mag hierdie vandag ons Kairos oomblik wees. Alright. Glo so. Welkom by Groot FM 90.5 se GW. Groot FM 90.5.